Net so kom ek nie agter, maar die Here verplant ons. Die Here verander ons. Hy werk met 'n groot krag in ons, met ewigheidswaarde. Jy kom nie so sterk agter, maar hy's daar. In hierdie proses sê Jesus, dis een met my, so hier. En ek skaam my nie vir jou nie. In hierdie proses. Die Here praat in die woord, hy sê moenie van die vlees besny word nie, maar eerder deur jou hart en jou hart besny word. Nou besnydenis van ons hart is om oop te wees vir God en sensitief teenoor die Heilige Gees meer en God te vrees. En net hy kan dit doen vir my. Ek kan dit nie self doen nie. Ek kan nie besnydenis van hart self bewerkstellig nie. So ek smeek God en vra hom, Here, besny my hart asseblief. Verander my. Psalm 1 sê, ek het my Engelse Bybel, my mixture, ek het nogal 'n mixture van godsdiens of kerk. Ek het in die gereformeerde kerk groot geword. En toe's groot vir my deel van my opleiding was baptis. En toe's ek in die charismatiese, soos 'n goeie mixture wat ek het. Die interessante ding in my lewe is die grootste belewenis van die Heilige Gees in my lewe was toe ek in die gereformeerde kerk was. En dit wys ons net, dis nie wat ons weet nie, maar dis God homself. In die gereformeerde kerk het nooit gepraat oor die Heilige Gees, gepraat oor die invulling van die Heilige Gees of die aanraking. En daar het ek my grootste belewenis gehad. Ek kyk nog steeds terug, is nog steeds vir my, so Engelsman sê, 'n benchmark. Ek sê, Here, daai was die grootste vir my. Waar hy my aangeraak het, toe ek 'n kind was, my besoek het. En daarom kan ons nie een bo die ander roem en sê, ek is in die kerk, of ek weet dit, of ek weet dat nie. Die Here is die Gees, en as hy wat die werk doen in ons lewens. Waarom bid ons, sê Here, besny my hart. Psalm 1, hy begin om te sê, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of mockers. Dan oor hier is 'n persoon wat uitgekom het, dis die konteks, hy het uitgekom uit 'n plek uit waar hy was, hy's nou geseënd, hy's nie meer op hy plek nie, en sê, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Nou, as ons hierdie so lees, en ek wil nie oulik klink nie, maar is belangrik om hierdie te verstaan, die Hebreëse woord vir plant hier is verplant, sholtal. So is nie plant nie, is verplant. So hy sê ek gaan jou verplant. Nou ek kom agter dat die Here ons gedurig verplant. Weer en weer. Dis kom die shortal, dis vir my en jou baie belangrik, dat ons is nie in 'n plek waar alles is in graniet gegiet nie. Jy en ek en jy is nou hier, maar God gaan ons verplant. Hy verplant ons. En hierdie is van net na beter, dat hy ons verplant. Maar daar verandering in ons lewens plaasvind. Ek onthou my kinderlewe was nie so wonderlik nie. Ek het my ma en pa toe ons by mekaar was, ek was 5 jaar oud, het ek op my pa afgekom, want hy probeer selfmoord pleeg het. En die aand toe hy die ambulans kom haal, het een van sy vriende by my ma gewees. En hy het vir my 'n puzzle gekoop om my besig te hou. Ek onthou hom Koos. En ek het al almal vergewe en ek is vry van alles, maar ek like nog steeds nie puzzles nie. Jy moenie vir my vir Kersfees 'n puzzle koop nie. en my ma en hom Koos was toe goeders gedoen, nie moes nie, en my pa het uitgekom, hulle is kort daarna geskei, ons het op die plaas gaan bly by my oupa hulle. Toe ek 12 was, toe my moeder was in 'n ou Kersaand in 'n kop-aan-kop botsing saam met haar boyfriend. Is sy oorlede. Toe sê ek aan my sussie wees. My oom en my tannie het ons 'n jaar daarna aangeneem. Toe het ons in welkom gaan bly en ek onthou ons was armerig. My oom was 'n meterleser. So hy is die ou wat jou goed laat lees, dan kry jy 'n dubbele rekening. Hy's daai ou gewees. En my tannie het by die munisipaliteit gewerk. So ons was nie ryk nie. Ek en my sussie het op 'n stadium met ons 'n kamer gedeel. En daar was 'n tyd toe ons nie kamers gehad het, ons in die sitkamer geslaap, in ons slaapsakke. Ons het nie kamers gehad. Dis hoe ek groot geword het. En ons is in Goudveld Hoërskool en welkom. Ons ek onthou op 'n stadium in 1974 was Peppy Olivano was my registeronderwyser.
Nou, hy was 'n hero figure, hy was 'n aantreklike ou. Hy was regtig aantreklik. Hy was 'n aantreklike ou en hy het die atlete afgerig en hy was hierdie smart ou, weet hy is 'n hero figure geweest. Hy is my registeronderwyser. Nou, ek onthou en dan het hy die register dan vra hy wat doen die ouens se pa se goed. Nou jy skaam, jy weet mos kinders is wreed. Hy's wreed in die skool. Nou kom hy my en sê my, wat doen jou pa? Hy's nie so 'n meterleser. Jy wat doen hy? Jy kan nie mooi hoor nie. Hy's 'n meterleser. My beste pel, sy pa was 'n soeries-inspekteur. Sorry vir hierdie, maar ons het hom kakhuiskommissaris genoem. Ons was soos ons was so ek en hy was groot pelle. Maar ek onthou in Peppie Olivano se klas in my tyd daar. Ek kan nie vir u verduidelik nie, my pa was homoseksueel geweest. My ma en pa het dieselfde boyfriends gehad toe ek 5 jaar oud was. Sy was homoseksueel en ek praat nie lelik en ek praat nie lelik af van op hom nie, ek praat nie sleg van hom nie. Ek verlang na hom die meeste van almal wat oorlede is al. Hy het vir my die grootste nalatenskap gelaat wat enigiemand kan. Die Here het my eendag gesê, jou pa het vir jou die grootste nalatenskap gelaat, dis legacy. Ek sê, Here, hoe's dit my pa? Hy sê, jy weet ek is kind, ek is goedertieren, is die Afrikaanse woord. Ek sê, ek weet, Here. Hy sê, hoe weet jy dit? Ek sê, ek weet nie. Van ek so groot is, weet ek, Here is kind. Ek weet nie. Hy sê, jou pa was kind. Is dit nie mooi nie, he? Ek kon 'n wrede pa gehad het wat my heeltyd geklap het en my oom was bietjie so wat my aangeneem het later, maar my pa was kind. En ek het die Here verstaan as die Here en hy het dit vir my nagelaat. Is dit nie mooi nie? Ek sien uit om hom te sien weer net vir hom te sê dankie pa vir dit. Want ek kon nooit in sy lewe en ek het maar verag my naam, ek het my naam gehaat, my alles. En ek is in hierdie tyd in my lewe, ek onthou in Peppie Olivano se klas. Ek het 2 keer 'n matriekkoers gehad toe ek kind was, so ek was 'n sieklike ouetjie. So ek was die ou wat is hulle LO spanne moet kies, want hulle my altyd laaste gekies. Dis die ou gewees. Ek sieklik en pateties en goed, baie pateties. Niemand nooit 'n woord gesê. Ek was soos in 'n tronk. En later is ek weermag toe 14 veldregiment 1979 inname Januarie. En ek gee my hart aan die Here in die tweede jaar van die weermag, ek was toe 18. En die gees van die Here vul my en ek begin 'n lewe ervaar van waar die Here vrymaak. Ek beland in die bediening later, alles jare daarna bedien ek in Ventersburg. Ek sit so middag, daar so 70 mense in die kerkie. Dis 'n Saterdagmiddag en ek sien daar agter sit 'n ou. Ek sê vragtig, dis Peppie Olivano. Hy het net grys geword. Ek stap na hom toe. Ek sê vir hom, ek was in jou registerklas in 1974 gewees. Hy sê, ek kan nie onthou nie, maar hy steek sy hande aan my uit so. Hy sê, Joe, bid net vir my dat ek vol word van die Heilige Gees. Nou dink ek, dan staan ek terug. Ek onthou, hoe was ek in sy klas? En ek sê, Here, U het my beweeg. Hy het my verplant. En die Here sê vir my, jy het nie idee waarna ek jou wil vat nie. Nou wil ek vir jou sê, kyk, ek weet van Moses om in 'n tronk in jou wese te wees. Ek was so. Ek sal 'n mens kyk, ek weet ek moet hierdie mens groet. Maar kan hulle nie groet. Ek kan nie so ver kry om te groet nie. Ek kyk hulle nie hoor. Kan nie. Daai mense dink ek is stuck up en ek kon net nie myself so ver kry om iemand eers te groet nie. Ek het 'n nerve twitch in my gesig gekry as ek met individue kommunikeer. Nou, wie sê nou nog wat is ek hierso? Ek is die laaste ou wat die Here moes kies vir hierdie wat ek doen, staan. So ek het in die middel van 'n gesprek weggeloop en kry ek 'n nerve twitch in my gesig. Dit was ek en die Here se vrymakingskrag, sy verplanting. Nou is ek 64 jaar oud. Nou voel ek die Here in die laaste tyd in my lewe, laaste 4 jaar 'n magtige verplanting vir my gedoen. So hierdie is iets, hy sê ek sal jou plant langs waar ek sal jou verplant. Ek sal jou verplant. Ek sal jou weer plant. Dis kom ek wil vir u sê, moenie moedeloos wees nie. Ek weet ons is in moeilike tye en waar ons is en so moenie moedeloos raak nie, maar kom uit en kom nader. Hy sê nader tot hom en hy sal tot jou nader. Doen dit net. Lê op jou aangesig, sê Here, besny my hart. Besny my hart dat ek U liefhet met my hele hart, my hele siel. Hy moet dit doen vir my. Ek kan dit nie self doen nie. Besny my hart, help my Here
om te kan verander. Lei my in dit. Help my, Here. Die Here het 'n wonderlike manier met ons, is dat hy is lankmoedig en hy's goed vir ons, en ek het in Romeine 2 vers 4, hy sê, or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, that God's kindness is intended to lead us to repentance. Hy sê, God is so oorvloedig in sy goedheid, dis die Nuwe Lewende Vertaling, verdraagsaamheid en geduld teenoor jou. Minag jy dit werklik? Besef jy nie dat God se goed vir jou is omdat hy vir jou tyd wil gee om tot inkeer te kom? Tot inkeer, ons kom gereeld, ons kom gedurig tot inkeer. Ek voel amper in die laaste tyd, ek het weer tot bekering gekom. Ek het 'n vars gevoel. Jy weet, daai eerste gevoel van jou eerste liefde, toe jy tot bekering gekom het, dis jou eerste liefde. Jy voel, Here, dis so wonderlik, jy wil die aarde versit, jy wil almal vertel, onthou jy dit? Die Here sê vir Efesus, ek het een ding, julle doen alles baie mooi en julle het al die stappe reg, maar as een ding wat ek teen julle het, julle het julle eerste liefde verlaat. En ek voel vir my, of ek weer tot bekering gekom het. En ek sien die verplant, is 'n werklikheid in ons lewens. God ons weer verplant, hy doen iets niets. Daarom die Heilige Gees se verandering wat hy bring, die vryheid wat hy bring, as hy praat van die Gees bring vryheid, die Gees van die Here, die Here wie die Gees is, bring vryheid in ons lewens. Hy bring nie vryheid vir my om allerhande snaakse goed te doen nie. Hy bring vir my vryheid om vry te wees van seker goed en vryheid in hom te hê op 'n nuwe dimensie, 'n nuwe plek. Hy sê therefore, ek lees van vers 16, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there's freedom. And we with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Jy sien, net hy kan hierdie doen vir ons. Ons kan nie self nie. Net hy, ek en jy, daarom bid ons, sê Here, besny my hart. Geef my besneedheid van my hart. Help my dat ek op 'n plek is waar dat U my weer verplant, Here. Dat ek weer nader kom, dat ek U weer kan lief hê, soos 'n eerste liefde. Met my hele hart, my hele siel, verstand, dat ek opgewonde is oor U en ek kan nie ophou praat oor U nie. Ek kan nie ophou om aan U te dink nie, ek kan nie ophou opgewonde wees nie. Dis wat die Here wil doen. Weet jy wat is, ek dink dis Charles Finney wat geskryf het. Hy sê, revival is nothing else than a fresh start to obey God again. Dis revival. Dis herlewing. Om net weer 'n vars begin in my hart, in jou hart te hê. Ek wil met u praat oor twee konsepte. Dis teologiese konsepte. Dis geregtigheid en heiligmaking. Geregtigheid en heiligmaking. Eerstens, met geregtigheid, hy sê in Kolossense 2, vers 13 tot 14, when you were dead in your sin and the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the written code with all its regulations that was against us, and stood opposed to it, and took it away, nailing it to the cross. Ons sal nooit meer geregtig wees as ons nou is nie. Hy het geregtigheid bewerkstellig in ons lewens. Maar daar's 'n proses waarin ons is heiligmaking. Daarom, sanctification is heiligmaking. Hy sê, dis die proses van groei waarin ons is. Hy sê, but 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, but just as he has called you is holy, so be holy in all you do, for it's written, be holy because I'm holy. Handelinge 26 vers 18, to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may have mercy, forgiveness of sins, and a place among those
who are sanctified by faith. Die wonderlike ding is, in ons proses van heiligmaking, Hebreërs 2 vers 11 sê, beide hy wat ons heilig maak en ons wat geheilig word, is een. Hy sê dit, ons is een familie. En dan sê hy, en ek skaam hom nie vir my broers en my susters. So ek en jy is in 'n proses. Ons is nie perfek nie. Ons is in 'n proses. En ek sê, Here, verander my. Mag ek in 'n jaar se tyd vorentoe sê, Here, ek kyk terug, ek sien nie verander. Ek kan nie dit sien op 'n kort termyn nie, is onmoontlik. Ek en jy kan nie eens. Dit gebeur so dat ek kan nie sê as ek môreoggend wakker word en sê ek, "Jos, nou het ek dit verstaan." Of ek word gedoop of ek gee my hart en die volgende dag voel ek, "Jos, nou het ek." Dis soos my oog. Want ek het gelaas jaar 'n oogoperasie gehad. My oog is ek eintlik gered. Die dokter het die spesialis, ek sou blind gewees het. En iemand vra vir my, "Hoe gaan dit met jou oog?" Ek sê vir hom, "Weet jy, hy genees so stadig, ek kom dit nie agter nie." Dis genuine. Nou net soos maar hy genees maar baie stadig, ek kom dit nie regtig agter nie. But anyway, net so kom ek nie agter, maar die Here verplant ons. Die Here verander ons. Hy werk met 'n groot krag in ons, met ewigheidswaarde. Jy kom nie so sterk agter, maar hy's daar. In hierdie proses sê Jesus, "Dis een met my, so hier. En ek skaam my nie vir jou nie." In hierdie proses. Dis die mooi, dis die lieflikheid rondom dit. So hy sê nie, ek gaan eendag met jou een wees as jy smel, as jy ruik soos 'n rosie nie. Ek is met jou soos jy nou is, waar in jou proses. Dit belangrik is dat ons nie mekaar te kwaai oordeel nie. Want weet jy hoe oordeel ons mekaar? Uit ons sterk posisie en ons sterk punte oordeel ons ander mense. Dis wat ons doen. Maar ons het swak punte. Ons word nie daai nie, ons uit ons sterk posisie. As ek iets oorkom het en dan oordeel as ek ophou rook het byvoorbeeld. Yes, ek kap die ouens wat nog rook. Stupid so, staan. Of ek het iets gedoen of ek is in 'n plek waar ek vloek nie meer nie. Hier's 'n ou wat nou en dan 'n knop. Moenie te kwaai oordeel nie, onthou waar jy was. Hy's in 'n proses, sy's in 'n proses, staan. Ek onthou ek was in Engeland, ek het 'n kwaai culture shock daar gehad. Ek bedien in Birmingham. En die pastoor se naam was nogal Phil Collins, soos die ou Genesis drummer Phil Collins wat sing. Maar hy's baie jonger ou gewees. Dis nou 'n paar klompie jare terug. En na die diens vra hy vir my, sê, "Joel, we want to come with us to the pub." Ek dink, yes, ja, dus ek sal saam met hulle gaan na die pub toe. Nou, hulle pubs is anders as ons, is soos 'n familie, is amper soos 'n restaurant waar jy eet, maar is 'n pub ook. Ons staan en drink by die bar. Nou kom ons by die pub, nou die ouens drink bier en goeders, dis die Engelse. Dis 'n charismatiese kerk. Die Amerikaners is heeltemal anders. Jy doen nie dit daar nie by die Engels. Nou die ene ou het 'n sigaar. Hy's een van die ouderlinge. Hy staan met die Bybel. Hy sê, "Joe, this scripture you shared with me, that really touched my heart, man." So, ek dacht ek wil 'n video vat. Hier is 'n meisie. Nou ek kan nie daai oordeel nie. Hy's in 'n proses. Hy's op sy eie plek. Hy het ander sterk punte. Ja, maar dit was my nogal 'n ding gewees. Ek wil met u praat oor ons proses en veranderinge. Dis baie belangrik dat ons verstaan waar die duiwel se werk in ons lewens is en waar nie. Dis belangrik om te verstaan dat die Satan het nie insig in God se werk in jou en my lewe nie. Kolossense 3 sê ons lewens is nou geborge in God in Christus. Ons gedagtes nie meer dinge op die aarde, ons dink aan, dis die konteks. Ons dink aan hemelse dinge, ons dink aan nie aan aardse goed, ons is nie heeltyd met dit besig nie. Hy sê dan ons lewens is geborge in Christus. It's safe, hidden in Christ Jesus. Nou die belangrikheid hier is hier om te verstaan dat God se openbaring in jou lewe en sy werk in jou lewe, dis 'n distorsie vir die duiwel, hy verstaan dit nie. Want die Here bepaal dit so. 'n Goeie voorbeeld is toe Jesus gebore is die nag. Wie het almal geweet daarvan? Die skaapherders, die engele, die wyse manne, net die wat die Here wou gehad het. Herodes het gebrand om te weet. Hy's 'n instrument in Satan se hande. Hy het gebrand om te weet.
Herodes het geen insig gehad toe die wyse manne gedroom het, sê het moenie teruggaan na hom toe nie, gaan terug huis toe. Hy het geen insig gehad, die Lucifer, in Josef se droom, toe hy vir hom sê, vat jou familie Egipte toe. Herodes gaan die seentjies doodmaak. Geen insig nie. Net so, as God vir jou openbaring gee, kan jy op die dak staan van die kerk hier en skreeu. Dis 'n distorsie vir hom. Al wat hy verstaan in jou lewe is verkeerde patrone. Hy lees die patrone. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy verkeerde patrone in ons lewens breek. Hier's 'n slegte ding. Ons van 'n bergs, jy sukkel nie met ons nie, ons het 'n slegte met jy meer, kort nie meer, ons kort lont. Jy sukkel nie met my nie. Ek gaan jou, dis 'n baie slegte ding om te sê. Want wat ek sê is, ek gaan nooit verander nie, en ek gee vir die duiwel 'n kans om hierdie te lees, en hy gaan vir my strikke stel, en hy gaan my knoppie druk, hy gaan my knoppie bly druk, en hy gaan strikke stel vir my, en ek gaan weer en weer dieselfde. Nou ons moet hierdie patrone breek in ons lewens. Dis belangrik vir my en jou, om dit te verstaan, dat ons slegte patrone maak, dat die duiwel dit lees, en hy begin beheer kry in ons lewens, en hy begin verstaan wat gaan aan in ons lewens, want hy lees hierdie patrone. As ek sekere knoppie in my lewe druk, en ek doen sekere goed, hy lees dit so. As ek dit stop, en ek breek dit, dan stop die werk, demoniese aktiwiteit in my lewe. Meeste van die tyd is hierdie nie goed wat ek gaan vir deliverance nie. Mense gaan bevryding goed, want hulle vat nie verantwoordelikheid vir hulle self nie. Vat verantwoordelikheid vir jou goeders. Dis belangrik. Maar die Bybel leer ons dit. Hy sê in die Nuwe Lewende Vertaling sê, moenie die Heilige Gees van God hartseer maak nie. Do not grieve the Holy Spirit. Sê in Efesiërs 4 vers 30. Hy sê, do not grieve the Holy Spirit with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid, jy, of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ forgave you. Be kind. Hy sê, wees vriendelik, in die Nuwe Lewende Vertaling sê, wees vriendelik teenoor mekaar. Eerder. Nou ek weet dis kom ons is in 'n proses. Dis my maklik om te praat as ek op 'n plek werk en so wat maklik is, maar jy moet maandag, as jy daar in die sloot saam met alles is, en dit is nie altyd maklik nie, maar ons is in 'n proses. Dis vir jou baie moeiliker as vir my, staan. Jy werk op ander omstandighede as ek. Ek het weer ander uitdagings wat ek moet ook bid, sê, seën die blikskollels, Here. Glo as jy wil, ek het sulke mense. Seën die blikskollels. Ek het, ja, toe maar is. Jy weet wat ons moet leer is, hy sê in Kolossense 3 vers 5, put to death therefore whatever belongs to the earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, with all the desires and greed. Ons moet iets leer. Dis nie die sensitiwiteit teenoor die Heilige Gees nie, maar dis die sensitiwiteit van die Heilige Gees. So ek moet op 'n plek lewe waar ek God vrees en besef die Heilige Gees is sensitief. Hy's baie sensitief. Sê nee, dis God en hy dit, yes, hy word vergelyk met 'n duif. Hoekom? Want 'n duif, as jy, so vlieg hy weg. Dis net hoe hy maak. Dis kom in my lewe, wil ek graag lewe om God te plesier. Dis wat beteken om God te vrees. Dis wat eintlik, hè. Ek wil nie die Heilige Gees hartseer maak nie. Ek wil op 'n plek lewe waar ek sy sensitiwiteit verstaan. So as ek onnodig my broer haat, of ek is onnodig bly kwaad. As jy kwaad word, is nie sonde nie, maar as jy bly kwaad word, dis sonde. Om te onvergewensgesindheid, bitterheid. Ek hou aan om hom seer te maak. Hy los my nie, maar ek maak hom seer. Ek kan hom uitdoof. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Moenie die Gees van God uitdoof nie, moenie profesie verag nie. So ek het die mag om hom uit te doof. Dis sleg. Wens dit was nie so nie. Ek wens hy was oordonderend. Ek wens hy was brutaal en hy's maklik. Ek droom,
3 nagte terug. Ek droom, ek sit saam met 'n groep mense, hulle is geestelik en daar's 'n ander ou wat hy's in die bediening, maar ek ken nie die mense nie. Maar in my droom moet ek hulle ken, maar ek ken nie, ek weet nie, die gesigte is nie, so vir my vra wie is ek weet nie wie dit nie. Ek droom, hierdie ouens praat met my oor die ou wat aan die ander kant sit. Maar hulle vertel vir my 'n bad story van hom, 'n slegte storie. En ek onthou, ek kyk na hom, maar in my wese weet ek kyk met oordeel na hom. Hy sien my en ek sien sy kop sak in skaamte, in my droom. En ek besef op baie oomblik, ek het die Heilige Gees bedroef. Hy loop en ek hardloop agter hom aan, maar ek kan hom nie kry nie. Nou my droom kan ek nie ou kry nie, want ek wil net vir hom sê, ek is so jammer, ek vergewe my, hy's gone. Ek word wakker terwyl ek huil. En ek besef, die Here, die Heilige Gees se sensitiwiteit moet ek verstaan. In my droom, net om na hom daai man te kyk en hom te oordeel, het ek die Gees bedroef. Dis die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Dus nie, hier is nie nou dat ek myself wil, ek en jy onsself, kyk hoe sensitief is ek vir die Heilige Gees, ek is so wonderlik. Nee, ek moet verstaan hoe sensitief is hy. En ek moet daar volgens lewe. Hoe sensitief is hy? Ons is in 'n proses. In hierdie proses leer ons deur dit. Ek ou so jammer en jy moet jammer genoeg wees. Hou nie net jammer, ou moet jammer genoeg wees. Ek wil nie weer iemand oordeel nie. Na daai droom, ek sê Here help my, ek is jammer genoeg. Ek wil nie weer iemand sommer net oordeel. Ek het nie eens die ou geken nie, is vanweë stories wat ander mense vertel. Daar's mense wat stories van my vertel. Nou, hulle vertel stories van my, maar nou sit hulle moet met die Here daar regmaak. As hulle storie met die Here is nie met my nie. Do not grieve the Holy Spirit. Geregtigheid. Ons is geregverdig verklaar. Dink ons weet, en dis die mooi van wat God gedoen het. Dis kom die kruisiging, die goeie Vrydag wat kom. Kom ek sê daai, ek dra deesdae 'n kruis met Jesus aan die kruis. En weet jy wat die ouens vra jou? Jy nie geweet hy's weg nie. Is nie die charismatiese ouens wat dit vra, die ander ouens nie vra nie. Ek sê ek verseker ek weet hy's weg, maar ek wil nie hierdie vergeet nie. Paulus sê, I resume to know nothing but Jesus Christ and him crucified. Want weet jy wat, saam met dit, het God dit wat als teen my gestaan het, vasgespijker aan daai kruis. En ek en jy is geregtig. Ons sal nooit meer geregtig as nou wees nie. Heiligmaking. Ons is in 'n groeiproses na regverdiging. In 'n groeiproses. Dis kom ons kan nie op ons lauwere rus. Ek sê, Here, mag ek die vreugde ervaar om te kan verander asseblief. Geef my die mag om te kan verander asseblief. Op my aangesig, besny my hart, Here. God is 'n regter. Hy het al my skuld het hy gekanselleer. God is 'n Vader, liefdevolle Vader. Hy weet alles, hy sien alles, maar hy werk in my tot heiligheid en heiligmaking. Romeine 4 vers 7 tot 8, Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed are those whose sins the Lord will not count against them. The more we love him, die meer ons hom liefhet, hoe minder wil ons hom hartseer maak. Jy sien, dis belangrik dat ons kom op 'n plek waar ons God se weë verstaan en sy werkinge verstaan. As ek en jy bid, sê Here, die skrif sê, Jesus sê self, hy sê, vra my Vader enigiets, en ek sal dit vir julle gee. Die Vader sal vir julle gee. Vra hom enigiets. Dis nie ons enigiets nie. Dis nie die enigiets wat ons aan dink nie. Jesus se konteks was die koninkryk van God en God se goeders. As hy praat van enigiets, is dit, Here, gee my meer van die Heilige Gees. Dis sy konteks. En ons leer deur Salomo. Die Here sê vir Salomo in die droom, vra my enigiets. Nou moet ou leer, as hy so vra vir jou, voor jy vra, dink bietjie baie mooi voor jy vra. Salomo, hy vra, Here, geef my wysheid om hierdie volk, hy sê, omdat jy dit gevra het, geef jy al die ander goed. Nou verstaan ons Matteus 6:33.
soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. En dis Jesus se konteks waar hy sê, vra die Vader enigiets. Die enigiets is, Here, ek begeer die gawes van die Gees. Here, ek begeer u teenwoordigheid in my lewe. Here, ek begeer u werking, die Heilige Gees se teenwoordigheid so. Ek wil nie die bedroef nie. Help my, Here. Ek begeer u besnydenis van my hart. Ek begeer die verandering in my lewe, Here. Sê, vra hom enigiets. As jy daar begin, is ons op 'n goeie plek. En hy sal die ander goed kom, en die ander goed naderhand sal jy op 'n plek kom waar hy vir jou sê, ek het iets dit, lê op jou hart, vra vir dit. Jy het 'n kar nodig, vra, maar maak seker eers dat jy die regte goed vra. Heel eerste. Mense, wanneer ons verander, en ek sluit hiermee af, wanneer ons verander, is nie altyd vir mense gemaklik nie. Ek het agtergekom, daar's ouens wat ek is nou 36 jaar lank aan die bediening. En die laaste 9 jaar is ek op my eie uit 'n kerk. Ek is deel van 'n kerk. Maar terwyl ek in die kerk was, het ek sekere goed met mense en jy is 'n sekere plek en maar ek het nou is ek weg daarvan uit ek verander. Nou ontmoet ek van die ouens wat ek lank terug in die kerk mee saam. Maar ek het verander intussen. Hulle moes ook verander. Maar die manier hoe ek verander het, hou hulle nie van nie. Hulle soek die ou Joe. Hulle het jou in 'n boksie gesit. Of jy het 'n paar wrede foute gemaak en hulle het jou geetiketeer. Dis labeling. So jy geweet wat is labeling in Afrikaans? Etiketeer. Hulle het jou geetiketeer, jy's gelabel. En nou hou jy dit en hulle hou dit teen jou. Hier's die ding. Ek en jy. En dis in Jesaja 50 wat hy sê. En hier is kragtig. Jy sien God wil ons verplant, hy wil ons verander. Hy wil nie op daai plek wees waar mense my moet herinner aan goed in my verkeerd. Hy wil nie op 'n plek wees waar ek myself bly herinner nie. Hy sê in Jesaja 50 vers 8, "He who vindicates me is near. Who will bring charges against me?" Who will bring charges? Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons innerlike grense stel ook. Waar mense jou 'n label, jou etiketeer, hulle bly hierdie dinge van jou sê en dis nie meer dit nie. Jy het gegroei uit dit uit. Jy is op 'n nuwe plek. En op die einde gaan hulle gewoond raak daaraan 'n nuwe. Want mense hou baie keer nie altyd van as jy verander nie. Hulle hou van jou boksie waar jy is en dis vir hulle gemaklik. Dit maak hulle ongemaklik as jy verander. Val is die Here se heerlikheid en jaloesie loop ook daarmee saam. Mense raak maar jaloers want hulle sien dit nie doen en wat die Here doen. Hulle kan nie glo dat die Here met jou dit doen nie. Iemand anders net nie met jou nie. Moet jy 'n sekere etiket het, 'n sekere label dra, maar in jou innerlike wese stel 'n grens, 'n boundary. Hy sê tot hier en nie verder nie. Ek aanvaar God se geregtigheid, God se heiligmaking, God se werk in my lewe. Dis 'n werklikheid. Ek's 'n nuwe skepping, want hy herskep, hy herplant. Dis wat hy doen. Hy gee nie op nie. Jeremia 18 sê vir Jeremia, ek wil hê jy moet gaan na die pottebakker se huis. En ek wil met jou daar praat, en hy kom daar en die pottebakker is besig op die wiel. Hy sê in die 33 vertaling praat van die skuiwe, as die wiel met 'n voorwerp en hy sê in sy hande is hy misvormd. En tot Jeremia se verbasing vat hy daai selfde misvormde stuk klei en hy vorm iets bruikbaars, iets moois daaruit. Net so met ons. Ons is baie keer in God se hande misvorm, my vorm, en hy het nie nodig dat iemand anders kom hier in en labels opsit nie. Hy het sy label. Hy vorm jou en my en hy hervorm en hy verplant. Amen.